Lukas 22, 17 en 18. Voordat ons hierdie maal gaan gebruik, gaan ons stap vir stap deur dit gaan en verduidelik wat dit is. En die parallelle wat daar tussen die volk van Israel van ouds was en die volk van die boer vandag is mind-blowing. Daar is goed wat ek vandag toe ek gebid het ek nie agtergekom. Ons het hierdie dinge al, veral die wat die ouer garde, julle het dit al duisende keer gehoor. Toe ons nog in die wêreld was en Paasfees gehou het, het ons dit al gehoor. Maar niemand het ag gegee en geluister na wat gesê is. Daar is diep geheime hier. Ek praat spesifiek van die nag toe hy verraai is. Maar kom ons open gou met daai skrifgie hard en duidelik. Het julle julle Bybels? Wat gaan aan? Ek het op die Engels. 22, Lukas 22 verse 17 en 18. In Engels? Die Spaans. Grieks. Okay, gooi. Okay. And he took the cup and gave thanks and said, "Take this, drink it. Take this and drink it among yourselves. For I said unto you, I will not drink of the fruit of the." Can you? Ek kan nie lekker sien. Kan jy sien? Okay, I'll go to. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Dat 19 ook lees, ekskuus. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar weet daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kon wees. Stop, daar kan jy stop. Daar kan jy stop. Wat het julle opgetel daar? Wat julle al van tevore gehoor het? Een van die mense wat hom verraai, en hy het reeds geweet. Ek lees daai vers weer. Okay, die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar weet daardie man deur wie hy verraai word. En dan wat sê die Bybel, hoe het hy gesê gaan hy verraai word? Jy getuig op die bank, een wat kom en ons soen. Ja, hy gaan ons soen. Hy gaan sy hand in die nagmaal. Weet jy wat? Hulle almal het dit gedoen. Ja, maar saam gaan hy. Almal het dit saam met hom gedoen. Dis hoe hierdie ete gedoen word. Waar hy man nie, waar doen hulle handdoek gaan haal? Toe hom gaan koop by Pep. Ja. Ek dink sy het gaan skoene, maar daai ander twee is gehou van gister. Hulle almal het hulle hande daarin gedruk. As jy gaan kyk, gaan jy sien dat daar 'n ironiese ding gebeur het daai aand. Hy het 'n stuk brood gevat en hom gedoop.
En hy het vir Judas gesê, vat en eet en gaan doen wat jy moet doen. Maak gou. Die Bybel sê hy het opgestaan, sak homself het in hom ingegaan. En hy het die donker van die nag en hy het gaan verkoop vir 30 stukke silwer. Ooreenkomstig wat Dawid geskryf het in die Psalms. Toe al. Ek gaan vra dat almal opstaan, julle hande kom baie so voor. Voor en dank vir die maag. Dames eerste, mans tweede. Die handdoek. Hande gewas het jy op jou plek gaan sit. En terwyl hulle nog bezig is, hier die sakkie waarin die matzwa kom. Matzos is die ongesierde brode, wat ons oor hierdie 7 dae eet. En die ironiese ding van hierdie saak is, die ding het 3 kompartemente. Elkeen met 'n matzos in. Maar ons van die middelste een. En as jy vir 'n rabbi gaan vra, hoekom doen jy dit? Gaan hy vir jou sê, hy weet nie. Hy is so geleer. En die middelste een word uitgehaal. Die ander 2 gaan terug heen. Kan julle sien hoe lyk hy? Hy is vol gaatjies en streepies gebrand. By his stripes you were healed. En die Bybel sê, selfs hulle wat hom deurboor het, jy kan deur hierdie ding sien. Selfs hulle wat hom deurboor het, sal hom sien wanneer hy kom. Nou hierdie ding vat ons en breek hom in 2. Die een sit ons hier binne. Hy bly heel. Kan jy dit onthou? Ja, Amen. dan word die ander stuk. Wie het laas jaar gewen? Daar laat het ook gekry. Daar het ook gekry. Ja, maar ons staan nog. En dan... Wel of Tanya. Ons het dit 2 keer gedoen. O, ja, jy is reg. Eerste was Tanya gister dit wel. Daar laat die eerste keer gewen. Eerste keer. Ja. Tanya het hom laaste gekry. Was dit nie Martin? Martin. Pastoor, Ek luister. okay, ek gaan iets waag om te sê, die middelste een
Jy so as 'n kruis, die middelste kruis op die Golgotha was. Ek gaan waag om met jou te differ. Hy is die tweede persoon in die enigheid. Ja. Ja. Nee, dit ook ja. Ek sal sê. Hy is die enigste een wat kon vlees word Ja. en onder ons kon wandel. Die ander twee stukke wat daar oorbly, was al twee toe nog in die hemel. Die Vader en die Gees. En die Seun is hier ons, ons weet al dan nie. Hy kom die laaste offer word. Die finale sondeoffer en hy kom word. En wat hier gebeur is, hier is 'n Sadarfees. Sê dit. Sadarfees. Wat het jy nou gesê? Dit is 'n fees van orde. Is van orde. Hy gebeur presies in 'n lyn. Elke jaar. Hier is waar die boervolk bietjie misgevat het. Okay, kan bestuur daar nie vir ons staan? Sadar. Is al C, is dit C of net S? Ek kan bestuur S-A-D. S-A-D-A-R. Sadar. Ek kan dit verstaan op 'n manier dat daar net 'n gebed uitgespreek was. Maar hier by hierdie by 'n gelofte. Want dis wat hier gebeur. Word daar tekens. Daar word 'n sekere ding afgelê. En so mense vir jou sê, maar ons het mos gesê ons gaan 'n huis bou tot eer van sy naam. Daar's Voortrekker Monument. Voortrekker Monument het niks met die skeppery te wy nie. Dit is gebou deur vrymetselaars. Gaan check my maar op. Gaan Google my, gaan kry jy my nie wel. Kry jou marbles by mekaar en gaan doen jou huiswerk. Die Voortrekker Monument het niks daarmee te wy nie. Dit is nie die huis van die Here daai nie. Dit is die huis van 'n Here. Maar dit is nie die huis van ons Skepper nie. Dit word beweer dat dit tot eer van sy naam gebou, dit is nie. Dit is nie. Jy loop in 'n plek rond wat deur booswigte gebou is. En van die bou van daar af het hierdie land begin, het die Siener se profesie begin waar word. Jy kan dit maar gaan kyk. Ons begin hierdie fees met die gebruik van die karpas. Wat is dit? Sê dit. Karpas. Wat is dit? Ja? Karpas is groenigheid, groente, Dit is die Pieter. lewe. Ons gebruik petersilie daarvoor. Vir die meeste van die Israeliete ook maar vandag doen. Nou hierdie word gevat en gedoop in die soutwater. Wat is die soutwater voor? Soutwater is nie. Trane man. Okay. Trane. 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 Ja. Hulle het baie geween. Hulle het baie geween terwyl hulle in ballingskap was. Hallo. Hallo Prikkie. Hulle het baie gehuil en geween terwyl hulle in ballingskap was. Waar ons nou is. Hierdie boervolk het nie meer 'n land nie. Op hierdie stadium van die geveg nie. Want almal wil hulle eie ding doen.
Niemand wil die Bybel lees nie, niemand wil kennis opdoen van wat gebeur eintlik in die saak nie. Nou, voordat ons hierdie broodjie in stukkies gaan breek, al die kinders, die vrede baie kinders, nie? Maar julle kan uitgaan. Skiet ou Piet. Ja, oupa. Wie wil hom wegsteek? Gabby wil ons steek. O, okay. Drisa. Wat maak ons nou? Dis daar vir die kinders ook ietsie om deel te wees daarvan. Ja. Neem hierdie, waar is Teresa nou? Kom maar gou op hier so. Elkeen kan verbystap en 'n stukkie petersilie vat en hom in die water druk en hom eet. Is hulle nou soep of spesiaal? Is hulle nou soep? Nee, hulle moet nog nie soek nie, hulle kan maar sit. Ja. Hulle kan maar sit. Allemaal hande gewas. Ja. Daar was bietjie nog. Dat kan kom in die petersilie Ek het uit afneem. water gebruik. Saam is eerste, man tweede. Okay, moet ek het afneem? Ja. Ja. Vat eet en stap verby. Right, Jackie? Just kies eens even toe wat je doet. Nou goed, wat moet jy hier? Ons moet hulle bedien. Ons moet hulle bedien, Molly. Kom nie aan. Ons moet hulle bedien, hoor. Nou daai wat jy nou daarin sit, dit is maror. Sê dit. Maror. Wat is dit? Bosradish. Yum, yum. Peperwortel. It's a root plant. Daai ding gaan seker maak dat jou sinus se agter in jou kop oop is. Dis 'n wonderlike wees. Hy laat jou weer ry. Ek eet hom saam met die macho. Dit is die bitterkrye. Dit is die bitterkrye waarvan gepraat word.
En dit was van die wat Yeshua gevat het op 'n stukkie brood en vir Judas gegee het en gesê het, vat en gaan doen wat jy moet doen. En Satan het onmiddellik in hom ingegaan. Hulle nog nie eet nie, hoor. Satan het onmiddellik in hom ingegaan. Ja. En hy het hom gaan verkoop. Wat is dit? Tannie Marie. Sorry, my sister. Tannie Marie. En daai breingoed wat hulle daar inskeep het. Garage. Maar jy moet hom garage. Daai ship, daai sap Jy is sien aan jou buurman kyk terwyl jy dit sien. daai ene oopmaak nie. Jy kan dalk 'n glip skryf. Dit is die bouklei. Hy is soet. Hy word gemaak van appel en heuning en neute en vye en allerlei lekker nommer. Hy vat daai bitterheid van daai smaak wat hy jou te maak reg. Dit stel voor die bakklei van die stene waarmee hulle gebou het. Hulle het 2 stede gebou vir die faraos in Egipte. Nie die piramides nie, stede. Nou hoekom sal 'n soet ding wat baie krag verg voorstel? Hè? Daai soetheid. Dit vat werk om my stene te maak. Jy is onder slawerny. Jy is onder die verdrukking van 'n goddelose regering. Jy word verdruk. Deur alles wat verkeerd is en alles wat reg is word verwerp. Word eenkant geskuif. Daar word in plek van mekaar voor te bid, skinder ons van mekaar. Nee. Ja, jy moet nie skinder. Nou daar is soetheid in die wag vir ons verlossing onder hierdie regering. Die wat daar was vir hulle om uitgelei te word uit die ballingskap uit in 'n beloofde land. Die ding wat hier op die tafel lê, ek sien hulle het slaaiblad daar gesit, is nog 'n bitterheid, maar daar word nie van omgeëet nie, dis 'n voorstelling van. En dan, dus as julle elkeen kry wat ons hier het, is 'n eier. Gekookte eier. Sien julle? Hazarot. Wat is dit? Nee, dit is nie 'n eier nie. Die eier stel Hazarot voor. Maar was nie weer 'n offer gemaak na die kruisiging. Want die tempel het middeldeur geskeur. Ja, hy het die gordyn opgeskeer. Maar die tempel moes uit mekaar uitskuif vir dit om te gebeur. Dit was nooit weer herstel gewees nie. En hierdie stel die offer voor. Ek kom nou. Dit gaan stel nou die kry. offer voor. Daarvoor kry daar
omdat daar nie meer 'n offer of 'n plek is om te offer nie, soos wat ons mee vandag sit, as gevolg van die feit dat ons volk nie die gelofte hou en gehou het nie, sit ons vandag op 'n plek waar ons daai offer met die soutwater wat weer trane is oor dit eet. As mans wat nou na tafel toe kom, begin ons soos jy gesê het met die parsley en die soutwater. Die wat? Om die parsley met die soutwater te doop, neem ons net 'n bord en kom weer in die lyn. Nee, hulle gee nou vir julle. Ons gaan almal saam eet. Gaan seën oor die bord en dan sal ons saam eet. Die oorskep van wat van wat met die dogter. Ja. Dan het ons hierdie lamskenkel. Lamskenk. Hierdie been. Dit was 'n lam wat geslag was. Dit stel voor vlekkeloos, sondeloos, gebrekloos, perfek. Geen van hierdie lammetjie wat geslag is, se bene mag gebreek geword het nie. En Yeshua het nie 'n gebreekte been in sy liggaam gehad nie. Hulle het die ouens langs hom se bene gebreek sodat hulle moet sterf voor son onder. Nou hierdie maaltyd, wanneer hulle klaar geslag het, moes hulle die vinnig, die bloed aan die poste gesmeer het, soos wat daar buite is. En dan moes hulle inkom. En hulle het binnekant het hulle die etes voorberei en daar geëet. Hulle mag nie uitgegaan het. Vir hoe lang? Tot die volgende dag, wat 6 uur môre aand is. Ja. Dis wanneer son onder. Ja, dis reg. Dit word geken as die heilige Sabbat, die jaarlikse Sabbat. Eenmalig. Dit op daai donderdag. Dit was die dag waarop die doodsengel deurgegaan het. En die eerstgeborenes van die Egiptenare gevat het. Mens en dier. Alles. Maar vir die Israeliete, dit was anders. Dit trek hierdie parallel. Ek dink eintlik sterk aan hom, ek oorweeg het, om met ons geloofsdiens weer hierdie ete in te stel. Dat ons weet wat ons doen en hoekom ons dit doen. Wat gebeur, waaroor gaan dit? Ons is op 16 Desember, waarby ons 'n gebed gedoen het. En jy weet, Salo het vir hulle gesê, hy het die gelofte afgeskryf en hy het gesê dat in die gebed bid hy en hy sê, Vader, as jy ons vandag uit die hand van ons vyand uitred, sal ons hierdie dag herdenk soos 'n Sabbat en ons nageslag as 'n vaste instelling. Dis wat 'n gelofte is 'n vaste instelling op 'n vasgestelde tyd. Jy kan nie sommer net enige tyd geloftedag hou. Geloftedag is 'n dag wat soos 'n Sabbat is. Hy word gehou soos 'n Sabbat.
Ons is net die teenoorgestel, ons is nou voor. Daar waar hulle weet, hulle gaan nou uit. Ons is daar. Maar ons gaan nie uit nie. Ons bly. En dit wat vuil is, gaan uit. Gaan verwyder word. Want Siener het gesê, hy sien, hoe staan, die ding met sy geweer in sy gesig. En net voor hy die sneller klap, toe word die geweer weggeklap en hulle begin onder mekaar uit te moor en te kere te gaan. Hy het gesê vir die wat weet en voorbereid is, sal dit nie so erg wees nie. Hy het gesê vir Israeliete destyds, het hy gesê, moenie uit jou huis uitgaan nie. Siener het gesê, jy gaan op jou stoep sit en die son gaan so sak en hoor die hond blaf hier en kinders speel daar in die park en die volgende oomblik dan brand alles. Dan brand alles. Dan sê hy, gaan in jou huis en moenie daar uitkom nie. Hier kom 'n verskriklike ding. Hierdie moet jy besef dat hier is 'n tyd wat kom wat ons kinders, die van ons wat diertjies het, eenkant gehou moet word, sodat hulle nie gehoor word nie. Die ligte moet afwees. Moenie aandag trek. Moenie in 'n Kersboom bly nie. Jy sê jou kinders moet voorberei. Jy sê jouself moet voorberei, jy doen dit nog nie self beleef het. Hoe om dit te hanteer, om te hoor hoe word jou bure vermoor, en jy kan nie 'n ding daaraan doen nie. Sou jy iets aan doen, sal jy vermoor word. Maar jy is die geringe, klein, ellendige volkie, wat skuil by die naam van Jahoua, die allerhoogste God, skepper van hemel en aarde. Jy sal moet jou kinders en jouself voorberei, want jy sal dit beleef. Jy sal dit sien, maar dit sal jou nie oorkom nie. Dit sal jou nie oorkom nie. Jy weet ook net as jy ook gehoorsaam is, as jy ongehoorsaam is, sal dit jou. Dit is die voorbereidheid. Ja. Dit is die voorbereidheid. Hierdie boodskap gaan al uit vir baie, baie lank. Baie, baie, baie lank. Kom ons bid. Jy klaar? Jy klaar. Ek het Het jy jouself misgeskep? Ek het, maar jy is juist. Thanks. Vader, ons kom dankie vir die voedsel wat vir ons voorberei is. Ons vra Vader dat U ons liggaam, siel en gees sal seën. Dat soos wat dit ons liggame voed, die gees ons sal voed met die brood van die ewige lewe. Ons dank U opreg daarvoor. En ons bid vir openbaring, profesie en gehoorsaamheid onder ons volk. Ons dank U dat ons weet, daar is 'n uitweg. Dankie dat U my hoor wanneer ek bid in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Okay, nou eers vat ons deeltjie. Hulle is nog nie hulle oors geregistreer nie. Ek op sien is. Wat dink jy, sal jy?
ek my sê, jy gaan swaar af, jong. Nie die maklikste ding om te sluk nie, nee. Okay, wait till we get to the next thing. I quite like the next one. Nou volgende vat jy jou broodjie. Die breekel. Jy vat hy wit goede, hy peperwortel. Die maak jy sien en so ook. Yes, die pastoor. Hy praat elke dag los. Ja. Allee, hoor dan. Hoor jy werk het? Ek vrek jy dan vir aan ID gekort. Ek moet sê, ek lyk nogal die Mara. Dit eier is laaste. Almal nog bezig met die Maror. Lekker. Moenie jou hele broodjie eet nie, hoor. Te laat. Poeg uit. Nou wat jy die ander stukkie van jou broodjie, jy druk hom in hierdie breinbesigheid in. Die steenbak klei. En kom, neem notisie van wat gebeur met die bitterheid in jou mond. Go on. Dan kijk je die je weer vervolgen naar goed op aan je te zijn. Dan het ons die eier hier zo. Die zoutwater. Wat die treer is, oor die offer wat hulle nie, dit is die Israeliese uitbeelding dat nie meer 'n plek vir offer is nie. Ons doen dit as boervolk, want ons het ook nie meer 'n plek nie, maar ons plek is op pad. Om skoon gemaak en herneem te word. Nou, Agnes het my vanmiddag gebel en gesê, het is vreeslik jammer as sy my seer gemaak het. En ek toch, waarvan praat die vir? Want vroeger moes ek Magda vra om wat iets by haar uit te vind, ek kan nie onthou wat. En sy sê, ek was lei gewees om die video's te kyk of iets wat sy gestuur het. Dit was regtig nie die geval nie, daar was daar nie krag gewees nie, ek kon het nie kyk nie. En ek het 'n bietjie die tand van die spoor verloor. Julle moet nou maar julle sappie drink, sodat julle meer as 4 bekers, 2 van hulle is vir die profete, as ek kan reg onthou. En dan die res is maar seker maar joune. Die profete se beker is hierso. So dit is wat hulle is waar hulle is. Wat maar wat vir julle pas. En kan ons daarby aangaan. Hè? Nou, jy het om te refill, dan kan jy seker maar alles drink.
Dit is een van die boere ons lyk lekker eet. Dis wel. Langs gaan die stempel. Wat nog apie? Nee, dit is baie, dit is toe lekker, maar dit is my neus, alles geklap. With me, En laat je before I brand. even have Wat wil jy wat ek sê? the sweet one, As je before I vertrouwen in even je had that, the goodness already gone. It was lekker. Dit het laas jaar so gebeur word, ek weet dit nou. Hierdie is lekker. Ja, maar dit brand die rukkertje uit. Hierdie maaltyd is 'n danksegging op. Van die Israeliete se kant af aan God dat hy hulle gespaar het van die 10 plaag. Hier by ons gaan hy ons red van 1 plaag. Ja. En sien hulle het gesê, hy sien hulle hardloop in die see in. Hulle hardloop oor die ewenaar. En die tyd was voorspel gewees vir begin April. Ek weet dat daar 'n massa gebed gedoen was vir die voorreg of geleentheid om Pasga hierdie jaar, as dit dan die laaste keer is vir nou, wat dit skriftuurlik is in Exodus 12. Kry iemand op so Exodus 12? Wel. Maar, Ek kan sommer nou by die begin af begin. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die familie, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet die lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke, kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boordrempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gedraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in die water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en voetjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgegord wees, julle skoene aan jou voete en julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit, wat ek sal. En daar stop. Hoekom moet julle daar staan eet? Dit sê iemand gaan verbykom. Dan moet hulle gaan dadelik trek, kyk wie hulle nog moes sal. Julle klaar geëet? Yes. Pastoor, wat weet enigiemand die pastoor miskien by Doods Engelse naam is? Dit is niks my te weet.
Nee. Dis nie nuuskierigheid. Nuuskierigheid maak die tronke vol in die kerke leeg. Vergeet van engele. Ja. Die een wat hulle geskep het en hulle name gegee het. Los die engele uit. Hy beveel hulle. Hy gee hulle bevel aangaande jou. Hy weet beter as jy. Jy moet nie droog maak nie, want hierdie dode engel kan hom bevel. Nou wat kort hierso? Wat het julle gemis in hierdie bord? Die lam. Die lam. Hoe het julle dit reg gekry? Hoe het julle dit reg gekry? Want net daai tafel was vir ons gedek om mee te eet. Ja? Nee? Die hooftafel is waar die lam is en die 4 glase, Waar is die lam? daar in hy bord. Is klaar gegaar gemaak en opgesny. Waar? You said Ja, there maar was, dan is het ook niet. there was a lamb knuckle there. Ja. Hy het die brood gevat in daardie nag. En het gebreek. En hy het gesê, neem weet, hier is my liggaam. Hier is die lam. Verstaan my mooi, hierdie is nie katholieke beskrywing van, hier is nou Yeshua, nee. Nee. Hy het die brood gevat. En het gebreek. Sê, neem eet. Hier is my liggaam. So jy het die vlees gekry vandag. Hier is my. Jy kan ons vra. Nee. Jy nog iemand anders vra? Hoekom is daai 4 glase daar? Ek het nou nie onthou. Hy word 4 keer gedrink. Nou, ek kan eerlik wees, ek kan nie onthou presies vir wat die rede. As gevolg van die feit dat ek was op site gewees en dit was 'n wille week. I can't remember why it's drunk 4 times, but I remember from the last Passover that you dip your finger in it and you and 10 times you dip the juice onto the plate 10 times, representing the 10 plagues. 10 plagues, ja. Yes. Ek kan nou dat jy doen kan ek dit onthou. Ek weet dat daar 2 weke is vir die profete. Elia waarvan Elia een is en ek glo Moses die ander een is. Dit is nie 'n saak van debat reg daarby nie. Die orde waarin dit gedoen is waaroor dit gaan. En ek wil graag by julle tuis bring dit. Tradisioneel het ons niks met die Israeliese volk te doen nie. Ek praat vir hulle, ek praat nie van die Jode nie, ek praat nie van wie tans aan bewind is in Israel. Ek praat van Israel self, die volk van Israel. Ons is die enigste ander volk, behalwe hulle, wat 'n gelofte met ons Skepper het. En hy het hulle uit Egipte uitgehaal. Hy het, na 2000 jaar, sy gevallendheid, het die vyeboom gebod op 14 Mei 1948. Ek weet nie op wat se datum ons redding kom nie.
maar dit gaan vinnig kom. Die land gaan brand in 'n dag. Die land gaan brand in 'n dag. Ek weet nie of julle die nuus dopgehou het nie, waarby ons beloof word, julle ouer garde wat, het iemand 'n dubbel pensioen gekry? Nee, Nee. net 'n verhoging. Ek weet van die verhoging, maar niemand het dubbel gekry. Nee. En dan verstaan ek dat die petrolprys gaan af of die rand nou val of nie. Maar as die rand val, hoe gaan jy betaal vir die petrol? Al kos dit 'n rand per liter. Hoe gaan jy daarvoor betaal? Jy sien ons is onder die russpoor van 'n slawedrywer. Want in daardie gelofte, of by net na die aflegging van die gelofte, het 'n ou vir Charles Leer gevra, wat sal gebeur? Ek het vir Andries Pretorius gevra en Sarah het geantwoord. Maar hy het gevra, wat sal gebeur as ons nageslag nie hierdie dag herdenk, soos 'n Sabbat? Toe sê hy, voordat Pretorius kon reageer, toe sê Silje, dan sal die volk, uit wie se hand hy ons nou red, oor ons regeer. Is daar nie 'n skrif in die Bybel wat verwys na so iets nie? Mense wat nie soos jy lyk nie, en nie jou taal praat nie. Dit is net Deuteronomium 28. Hè? Ek weet Lees gou vir ons. Hoor? Dit moet Deuteronomium 28, die hoofstuk van seëninge en vloeke. 14 verse seëninge, 56 vol vloeke. Nee? Dit is amper ja nee. Chapter, pastoor, 28. in verse Hard en duidelik. 28. 'n Volk wat jy nie ken nie, sal die lewering van jou grond en al jou werk opeet. Jy sal nooit iets anders wees as onderdruk en gebreek nie, sodat jy verblind sal word deur die gesig wat jou oë sal sien. Jehovah sal jou aan die knieë en aan die bene tref. Wat ek dink dan dit hy sê ook hierso van die harde gesigte wat hulle het ook. Ek kan nie onthou presies watter vers dit gewees nie. Nasie van harde, vers 50, 'n nasie van harde gelaatstrekke wat geen respek het vir die oues en geen guns wys aan die jonges nie, maar nog hulle sal die nakommelinge van jou vee en die lewering van jou grond opeet totdat jy vernietig is. Wat vir jou geen graan, geen nuwe wyn, geen olie of die vermeerdering van jou beeste of kleintjies van jou kleinvee sal los totdat hulle jou tot niet gemaak het nie. Boervolk, ons is op die plek. Ons is op die plek. 'n vriend van my is 'n onderwyser. Ek dink hy is nou in Springliewers. Hy vra in die klas, nou wat gaan julle nou maak? As al die boere, die farmers, nou uitgeroei het. Waar gaan julle melk en vleis kry? Weet jy wat die antwoord kry? By die kerfie. By die butchery. Dink jy plant 'n bees? Het sal lekker gewees het, het sal maklik gewees het om hulle te verhou. Ek kan onthou destyds, net voor ons uit Rhodesia uit is, het hulle duisende beeste, en daar was mooi beeste. Ek het die skene van afgesny. Dan kan jy goed nie loop nie, hulle vrek van die honger. En toe hulle begin agterkom, maar nou die vleis, daar die vleis in die winkels nie. Toe gaan vreet hulle daai dooie karkaste wat so hoog, as die plat lê, so hoog al geswel is.
En dan wonder hulle hoekom vrek hulle. Pastoor van die Salut aan oorlog. In Rwanda in die 90's het ons gesien hoe eet hulle mekaar. Ja. 1994, 95. Toe eet hulle mekaar. En hulle weet nie waaroor hulle beklei nie. Ja, hulle weet nie. Hulle het nie 'n idee nie. Jy weet hierdie kontinent is die enigste kontinent in die wêreld waar jy kan loop en goud optel. Hoe verder jy noord op gaan. Maar daar is nie 'n mark daarvoor daar nie, so die lamme is almal hierso. Hulle word mos vrylik oorgelaat hierdie kant toe. Ja. Hierdie is die pes waarvan ons verlos gaan word. Hierdie duistere pes. En dit is wat dit is. Daar is hoop vir hierdie volk. Want Jahweh het so gesê. Vader het so gesê. Hierdie is nie 'n ongewonne stryd nie. Die stryd het nog nie eens begin nie. Dit wat sal oorbly is die klein geringe volkie, nie 'n nasie nie. Nie almal wat lyk soos jy is deel van jy. As jy hierdie perd nou, daai Karel Neels was nou opinies gewees met sy uitlatings teenoor sy wil nie eens sê volk, sê mense nie, ek weet nie wat in daai ou se kop aangaan nie. Ek dink daar is 'n swerm perde by tussen sy ore. Maar die kan ek jou waarborg. Hy wat die naaste aan hulle is, gaan eers sterf. Hulle gaan hom eers dood. Hulle gaan hom eers doodmaak. Wat jy nie tot hulle. Ek gaan nou geleentheid gee, dat die kinders vir daai pakkie soek, met die heel broodjie. Hoekom het ons dit gedoen? Hoekom het ons daai stuk weggewerk? Hoekom word jy gesoek? In Jewish tradition, they De are donderskap always wat die waiting negen for Yeshua die laaste skap to come, besoek. and he hasn't come yet. I hear what you're saying, but then they're doing it backward. Because the kid that finds the prize gets the prize. Yeah. Die kind wat die pakkie kry 'n prys. Die oumas en die oupas en die tannies en die ooms prys hierso. Julle beter grou. Weet jy waarna julle my nou dink? Julle is by 'n leeg graf. Hy is nie meer daar nie. Hy was laas jaar daar. There's no Ja, ek kook eintlik. Right, saam. Julle gaan nie kry. Ek kan nie change nie, maar ek kom maar die eerste keer. Jy sien, dis wat die skole en die kinders doen vandag. Jy sien as jy hom gaan soek,
Gaan jy hom kry. Amen. Dan gaan jy weet van wie Johannes die Doper gepraat het toe hy gesê het, ek doop julle in water, maar hy wat kom gaan julle doop met die Heilige Gees en vuur. Amen. Amen. En dis die prys. Yes. Dis die prys. Om hom binne in jou te hê, deel van jou. En jy deel van hom. Van dieselfde liggaam. Van dieselfde een. Ek weet nie hoe om dit te sê. Wat te lees. Jy nog eens dankie gesê. Boetjie. Voordat ons afsluit met gebed. As julle wil kom of julle nog ietsie vat hierso, julle welkom. Ons het oor die tafel gebid. Alles is geseën. Kom. Terwyl julle dit doen, gaan ek dit sagte musiek speel. Wat gaan aan nie? Sorry. Dit was vir my nogal baie verbasing, maar een baie mooi diens en 'n baie diep voorstaan van die rasterskrif oor die oorspronklike diagram van die Woord. Ja, nog ek het hulle kon nie sien dat dit heilig voor die diensplikke en die leerstelling van Christus dan wat ons wou. En hier is al Dankie. Ja, wat die van my chili. Wat is homself de boot? Gaan nie weer van my chili. Oké, dan. Jij moet vir Agnieszka vra. Genade, sorry. Lekker daai. Die baie sout. If you te veel step aan sout. Dis baie. Mijn man is maar die wordt geslagen. Ik moet een beetje wat is van genade. Ik kan het vat zodat allemaal elke keer Ajax kan krijgen. Ja, die waren The horse radish. Yes, I was actually for the horse. So is he. Oh. I read this for once in a while.
So wat wil jy hê? Kan ik kan maar dan zien. Ek is daarom met die skietspan uit daarom gereed. Vandaag het ek aangeneem. 3 maande toe se kamp het dismis en toe bloem toe. So ek het dit net gemaak. Baie dankie. Mag ek vra, Tannie? Daar's orde. Daar's orde. Baie dankie. Ek wil net die Maar gekry. Maar jy het nou vir my 'n vraag kom vra. Ek vra. Ek sal haar die geleentheid gee om die vraag oop te stel. Vraag. Ek wil graag weet, daar was 2 of 3 disippels saam met Jesua wat voor sy kruisiging net hy na 'n berg opgegaan. Wat is sy? Die Olyfberg. Ja, die Olyfberg. En hy het neergekniel en hy het bloed begin sweet van angst, nee? Benoudheid. Ja, benoudheid. En hy het vir Vader gevra, sal u die beker verbygaan. 3 keer het hy gevra en die Vader het gesê nee. Ek weet wat het Jesua gesien en hoekom het hy gevra om my beker te verby te gaan? Dis my vraag. Die naaste wat ek kan kom in 'n antwoord, sommer so van die skouer af. Man,
man van God loop so in die straat af. Ver van die kantoor af. En daar staan 'n tannie met die kurlers so in die deur. Patches sweet die onder die arms. Die vir my. Prediker, kom drink tee by my. Hy dog by homself, joh. Hy sê, miskien op 'n ander dag, hy sê, wat fout, jy te goed daarvoor. Jongen. Nou so 'n tong byt. Maar goed onder die arms. En hy dan, die muur is so geel al gerook. Jy het al gesien. Ja. Ou mense wat al jare in huise bly wat rook. En daai muur so tan weg. Jy ruik sommer daai twak. Ja, nou by die voordeur instap en ruik jy 'n ou bakkie se asbak. Gebruik die ander rywer se asbak. Jongen, hy gaan sit by so tafeltjie. Sommer daar uit die wasbak uit 'n beker. Sit die goed daar reg. Sy vra hom, drink jy melk? En sy, ja. Sy daar lepel goed daar wat die polyvolle. Sy vra hom, drink jy suiker? Hy sê nee. Sy sê, dit bly wat ek eet nie. Jongen, hierdie ding word hier voor hom neergesit, die beker. En hy sien nog van laasweek se koffie boordry. Hy sit en gesels. En sy sê vir hoe ver jy nog, hy is nie besig met die, Jongen, drink hom so lang tand. So lang dat jy amper laat vir aandete, né? Maar sê niemand daarvan. Maar die beker was vuil. En hierdie beker wat Yeshua moes drink. Hierdie was 'n skandelose, sondelose deel van die godheid. Die tweede, die hoofgodheid. Niks vuil aan hom. Niks. Nie 'n ding nie. Hy ken nie sonde nie. Hy weet nie wat dit is om te sondig nie. Het julle dit geweet? Ja. Dis een van die leuns wat in die tuin van Eden vertel is. Is dit, nie wat, julle sal nie sterf nie, julle sal word soos gode, julle sal alles weet. Julle sal weet wat die verskil is tussen goed en kwaad. Hy het dit nie geken. Onthou, as jy gaan lees, dan sal jy sien, daar in Lukas, as jy kyk na die oorspronklike, sê hy, en ek het Satan uitgewerp gesien deur my Vader se hand, en die aarde slaan soos 'n bliksem. Dis hoekom die aarde woes en weeg was. As jy gaan lees van die tyd voor Adam, hierdie plek was voorberei, klaar, vir die mens, vir God se vriend, die een wat in sy beeld geskep is. Dis hoekom Satan jou haat, want nie is hy in sy beeld geskep. En hierdie een wat geen sonde geken het, niks. Toe daai duisternis oor die aarde sak,
vat my terug na die skepingsverhaal. In die begin het God die hemele en die aarde geskape. En dan sê hy, en die aarde was woes en leeg. En die gees van die Here het oor die aarde, oor die waters gesweef. Dit was duister. Maak die Skepper seker goed? Nee. Maak hy ongelukkig? Nee. Nee. Jy sien toe hierdie gerub uitgewerp word en hy tref hierdie plek, toe is dit duister. Want Vader het sy rug op hierdie plek gedraai. Maar die plek is vir 'n Here geskep. Julle wat hier is, weet nou al wat om te sê as ek julle vra wil julle hemel toe gaan. Nou. Ja, Lendies. Hy kom nie na toe. Sy stad kom sak hier neer. Sy stad kom sak hier neer. So nee, ek wil nie daai job hê van 'n harpspeler op 'n wolkie. Ek het nog nooit in my lewe eens 'n regte harp gesien. Al op TV, ja. Maar ek het nog nooit een gesien. Toch sê hy, laat daar lig wees. Nou was daar nog nooit lig voor dit gewees. Terwyl die Bybel sê hy was nog altyd die God van ligte gewees. So daar moes lig voor die tyd gewees het. Maar jy sien, toe hierdie skepping, die ganse skepping, nou jy kan gaan lees en 'n idee, halfgebakte idee kry in die Bybels wat vandag beskikbaar is, soms so oor die kanter as jy nie verder gaan soek. Kan jy 'n idee kry oor wat aangegaan het voor die vloed en in Sodom en Gomorra en daarna en dit het al hoe erger en erger en erger geword en ons is nou op 'n plek waar ons in die dae is waarvan die Bybel praat wat erger is as die dae van Noag. Ja. Hoe kry jy dit reg? Jy sien hy het gesterf vir al die sonde. Moenie dink ek sê gaan Sondag en vra vergifnis want hy het klaar daarvoor gesterf. Moet nou nie 'n sot wees nie, man. Jy is per toeval besig met die Skepper van hemel en aarde. Van wie Dawid skryf en hy sê hy woedend elke dag met die goddelose. Jy het geweet. Hy haat dit. Maar ons wil net liefde preek. God is liefde. Meek and mild Jesus. Noem die wêreld om ons. Jy ken nie die God wat hierdie boek van praat. As dit jou idee is. Jy sien hierdie sonde het golwe oor hom uitgetap. Dis die beker wat hy moet drink. Vir dit wat van die begin af tot die einde sy wederkoms gebeur het en sal gebeur. Dis hoekom het duister geword het. God het weer sy rug op hierdie plek gedraai. Hy kon nie na sy seun kyk nie. Dit het hom nie behaag nie. Want hy was vol, dit was oor hom getap. Oor en oor en oor en oor. Jy het nie idee wat in daai beker was nie. Vandag staan man en man op, vrou en vrou op, maar ons is so gebore. En dan staan pedofiele nou op en sê, maar ons is so gebore. En nou sit ons al met menslike plase, waar daar geboer word met mense vir hierdie walglike wêreld se plesier.
Daar word mensvleis gekweek. Het julle dit geweet? Ja, pastoor. Dis waar ons is vandag. En ja, Goliath en sy 4 broers was groot ouens geweest. Och, was 'n groot ou geweest. Maar wanneer die Bybel praat en sê dat daar was reëse in daardie dag en daarna verwys hy spesifiek na hierdie tyd. In wetenskap begin die Bybel nou te bewys. Al vir 'n hele ruk. Jy moet besef dat daar niks onder die son is wat jy kan aandink wat nog nie gebeur het en weer sal gebeur. Niks. Ek het seker 10 jaar terug het ek 'n reklame gesien van promosie op van die Illuminati. Waar die ou het so gekleurde piramide agter hom gehad en hy sê daarso: ons maak alles publiek oop. Wat ons beplan en wat ons doen, wat ons beplan om te doen, ons maak dit publiek oop. Dit word genoem entertainment. Ons sit dit op social media, ons sit dit op nuusmedia, ons sit dit in die vermaak media, rolprente en al hierdie goede. En as jy dit vat vir vermaak, dan is dit jou saak. Maar alles wat ons beplan is daarin ook. Goed wat ek 10 jaar terug, ek weet nie wie van julle kan die televisieseries onthou van Supernatural nie. Ja, nooit gemis nie. Hoeveel keer sien jy nou daai goed gebeur? Ek het nooit gemis nie. Dit word net groter en groter. Maar jy sien, hy het die prys betaal en hy kom vir sy pond vleis. Hoor my. Die Bybel sê dat hy kom terug met wat se kleur hare? Wit. Wit hare. Witter as wit. Figure dit uit. Hy kom terug met spierwit hare. Sy oë soos vuur. 'n tweesnydende swaard kom uit sy gesig uit sy mond uit. En sy klere is vol van die bloed van die wat hom verwerp het, sy vyand. Hierdie, met respek gesien, hierdie klink soos 'n monster as jy aan die verkeerde kant van hierdie paal staan. En hy kom alleen. Vooruit, agter is die res. Die engele en die res van die heiliges. Hierdie is 'n verskriklike dag wat kom. Want dan kom hy om wraak te neem op die wat verwerp het wat hy op hy kruis moes dra. Op daai beker wat hy moes drink. Hy gaan hulle vertrap soos op 'n dorsvloer. Ek kan dit nie beter as dit vir jou beskryf nie. Ek het ook maar net 'n stofbrein. Want dit is die beste wat ek jou kan gee op hierdie stadium. Ek kry eintlik skaam om daaroor, want ek is heel hard. En as jy dink jy het nie deel daaraan nie, het jy verkering en verlossing nodig. En die Bybel sê ons almal het gesondig gekom tot en ja, ons verdien almal die dood. Die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Maar Romeine 6 vers maar die sonde, want die sonde
Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die Eternal eeuwige life. lewe. The Jezus, gift of God is eternal life. dis hoekom hy daai beker gedrink. ja, Dis hoekom hy daai beker gedrink. ja, Ja, hulle is nie vir jou gemaak. nee. Ja, ek was so 'n cross. Jy het net hierdie lewe hier. Ja. Jy het net hierdie kans hier. Een kans om dit reg te doen. Een kans om dit reg te doen. Daarna die dood en die oordeel. Dis wat dit is. Enige iemand anders vra? Almal klaar? Ek wil net, ek wil net iets sê. Ja, maar ek moet dit vir sê. Vir die mense wat nog hier is, ek voel net gelei om net dit vir julle te sê, asseblief, ons het ook 'n kans hier in die lewe om reg te maak, mense. Asseblief, ek het met Pastor Magda gister gepraat met 'n wisnout. En weet, asseblief, ek weet nie hoe met hom te sê nie, ek weet eintlik nie. Ek smeek eintlik vir julle, ek pleit by julle, julle het 'n kans. Ek het ook 'n kans om vanaand nog reg te maak met Yeshua. Regtig, mense, ek jammer, maar ek moet sê, julle, dit is regtig werklik, dit is noodsaaklik om reg te maak. Mense wat nog nie reg is nie, asseblief julle, ek weet nie wie is reg met God nie, ek weet nie wie is nie reg met God, ek weet nie, asseblief julle mense, asseblief, maak reg, julle moet vanaand nog reg maak, terwyl julle nog kans het, want mens weet nie, ek kan dood neerslaan, maar ek getuig dit nie oor myself nie, preek nie oor myself, ek doen dit nie, asseblief julle mense, asseblief, enige iemand wat iets teen iemand het, spreek vry, spreek die mense vry, vergewe julle self, asseblief, dis al wat ek wil, asseblief julle mense, want dit is baie belangrik, dit is verskriklik belangrik, dit is baie belangrik, mense lewens op die spel, asseblief mense, regtig, want as 'n mens ter lewe nie reg is nie, wat gaan die Vader vir jou sê? Wat gaan die Vader vir jou sê? En jy en ons, ek gaan alleen staan voor daai